Nou ja, my liewe luisteraar, nog 'n aanbieding of nog 'n leertyd en ek is so dankbaar dat ek die geleentheid het so aan die einde van 'n ou se lewe in jou bediening, as jy 'n pad al met die Here loop, dat die Here steeds sy kosbare woord aan 'n ou se hart openbaar as jy, ek glo met my hele hart, eerlik na sy woord soek en nie vashou en vasklou aan idees en opinies. En is geen wonder dat die Bybel sê dat as die volmaakte gekom het, en hy praat van die voltooiing van die kanon in 1 Korintiërs 13, dat al die ander dinge wat geheimenisse was, dat die Here dit op sy tyd vir jou openbaar. En my hartsbegeerte steeds is dat ek getrou aan die Heilige Gees en aan die vertolking van die skrif sal wees. Bevind myself vandag op 'n onbekende pad. Iets wat ek seker verder nog wil studeer en seker maak. 'n Gewaagde pad, omdat dit sal indruis met die tradisionele siening ten opsigte van die liggaam van Christus en dat kinders van God ook dalk die bruid van Christus is. En wil ek jou vra om saam met my deur te gaan en jou hart oop te maak en te luister na, ek probeer 'n logiese aanbieding bied en self ook verdere duidelikheid kry, maar op hierdie stadium dink ek is dit 'n lig wat aangaan ten opsigte van hierdie twee titels, die liggaam van Christus, weergeborenes, en dan ook die tradisionele siening van kinders van God as die bruid van Christus. Wil ek dan vandag praat oor en die vraag vra, is die liggaam van Christus ook die bruid van Christus? Want daar's entiteite in die skrif wat as ek dit lees, dikwels verwar word tot groot misverstand en wanverwagtinge ten opsigte van die liggaam en die bruid van Christus. So kom ons spring weg en ons kyk inleidend net na die volgende. Een van die mees herhalende aannames in die moderne Christendom is dat die kerk die liggaam van Christus is en ook dan gesien word as die bruid van Christus. En dan word verse soos 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 2 en Efesiërs 5 vers 22 tot 33 aangehaal as bewyse hiervan. Nou kom ons lees net eers die verse. 2 Korintiërs 11 vers 2 skryf Paulus en hy sê, want ek is jaloers, ek Paulus is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. En onmiddellik sien ons die een man, huwelik, en dan die reine maagd, die bruid. Maar let op wat Paulus sê, ek is jaloers oor julle, hy praat met die heidene, die nie-Jode, met hierdie goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind. So Paulus praat, en hy sit homself so half buitekant hierdie bruid-bruidegom situasie as iemand wat 'n ander rol vervul. In Efesiërs 5 lees ons die bekende analogie van die man en die vrou verbintenis aan Christus. Hy sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig,
soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente is, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente vir hom kan stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. Hierdie verbintenis tussen die gemeente onderdanig aan Christus en Christus dan die hoof van die liggaam. Ek wil jou vat na 'n teksvers in die Ou Testament en dan een in die Nuwe Testament waar Johannes praat oor 'n soortgelyke analogie van 'n huwelik. Jesaja 62 vers 4-5 sê: Jy sal nie meer genoem word verlatene nie. Hy praat met Israel. En Jesaja se laaste hoofstukke praat oor die herstel van Israel na die ballingskap en dan ook die toekomstige volmaakte herstel van Israel gedurende die vrederyk. Hy sê in jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae en jou land die getroude, want die Here het 'n welbehae in jou en jou land sal getroud wees, want soos 'n jong man 'n jong dogter trou, so sal jou kinders jou trou. En soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. Nou die jou is dat nou Israel. Johannes praat in Johannes 3 vers 29 en hy sê hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Ek wil verder teksverse in die Nuwe Testament lees wat ook hierdie verbintenis bring van 'n huwelik en so 'n bietjie 'n verdere perspektief aan jou gee. Openbaring 21 vers 2 lees ons van die nuwe Jerusalem. Hy sê en ek Johannes, dis dieselfde Johannes wat die evangelie geskryf het, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Tipies huwelik. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En hier word daar gewoonlik tradisioneel gewys na die bruilofsfees van die lam, waar kinders van God dan as die bruid deur die bruidegom aan die gaste volgens die Joodse huweliksseremonie voorgestel word gedurende hierdie feesmaal van die vrederyk. Maar in Kolossense 12 vers 27, 1 Korintiërs 12 vers 27 verskoon, Kolossense 1 vers 18, Romeine 12 vers 5, lees ek iets anders oor die verbintenis tussen Christus en sy kinders. Korintiërs 12 sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Met ander woorde, Openbaring 19 tradisioneel lyk dit of wil dit gesê word altyd dat kinders van God die bruid van Christus is wat deur Christus aan die
bekend gemaak word by die bruilofsfees in die Vrederyk. Maar Korintiërs sê Paulus, ons is die liggaam van Christus. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. So hy is die hoof, ons is die liggaam. 'n verborgenheid wat die apostel Paulus aan die heidene bekend gemaak het. Romeine 12 vers 5, so is almal saam een liggaam in Christus en elkeen lede van mekaar. Weer die gedagte van hy die hoof, ons die liggaam. Wanneer ons hierdie skrifgedeeltes noukeurig in konteks ondersoek, wil dit voorkom asof ons iets heeltemal anders en dalk baie meer kragtiger lees. En dan is die eerste gevolgtrekking wat ek maak, is dat die kerk wag nie op 'n huwelik met Christus uit hierdie nie. Want ons is reeds met hom verbind as liggaam. Hy is die hoof, ons is die liggaam. In hierdie gesprek wat ek nou met jou wil deel, poog ek om duidelikheid te bring oor verwarring deur die skrif reg te verdeel en na die verskil van metafore en die gebruik van metafore te verstaan vir wat hulle werklik gebruik is vir. Dis gebruik as illustrasies en ek dink nie word gebruik as identiteitsverklarings nie. 'n metafoor is iets wat iets verduidelik en hy sê nie dis 'n vergelyking soos nie. Hy sê die liggaam, die kerk is die liggaam. Hy sê die kerk is nie soos die liggaam. So aan die ander woorde, dis illustrasies, maar dit bring nie altyd die identiteit na vore nie. Met ander woorde, Paulus sê nie dat ons is soos 'n liggaam nie. Hy sê ons is die liggaam. So die metafoor verduidelik of is illustratief, maar die werklikheid is die identiteit. En die metafoor moenie gesien word as die identiteitsverklaring. Wanneer ons kyk na die metafoor, moet ons die konteks van die metafoor reg verklaar of reg vertolk. Kom ons begin by 2 Korintiërs 11 vers 2. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesheid, want ek het julle aan een man verbind. So Paulus sê, hy die gemeente aan iemand verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Op die oog af of oppervlakkig gesien, lyk dit of dit die bruidbeskouing kan ondersteun. Maar letterlik gemeen of letterlik gelees, sou ons, soos ek nou gesê het, Paulus eintlik buitekant hierdie bruidsaspek plaas, want hy sê ek het julle voorgestel. So hy stel homself dan los van hierdie gedagte dat die verborgenheid van liggaam hy dan nie deel daarvan kan wees nie. Hy sê eintlik ek het julle getrou, nie met julle getrou nie. Ek het julle getrou. Vir ander woorde, hy speel die rol van 'n geestelike vader of dan 'n huweliksverbinder of 'n koppelaar en nie die eggenoot van die bruid nie. Of dat iemand anders die eggenoot van die bruid is nie. Maar hy bring die metafoor dat hy die een is wat twee bymekaar bring soos 'n huwelik bymekaar gebring word. Dit alleen wys dat dit 'n figuurlike spraak is en nie 'n leerstelling of 'n definisie is nie. Paulus dring die Korintiërs aan by hulle aan om getrou te bly in hulle geestelike lewe aan die persoon aan wie hy hulle voorgestel het, Jesus Christus. Hy gebruik dan huwelikstaal metafories
om hulle te waarsku teen korrupsie en valse lering. Kyk wat sê hy in vers 3 van 2 Korintiërs 11. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. En die man is die hoof van die vrou en God is die hoof van Christus. Dis hier waar die begrip van 'n metafoor baie noodsaaklik word. Hy sê, hy het hulle verbind as 'n reine maagd aan hierdie persoon, Jesus. Hy sê, maar ek wil hê julle moet weet, dat soos Christus die hoof is van die man in die huwelik, en die man die hoof is van die vrou, en God die hoof is van Christus, dat hier 'n unieke verbintenis kom, wat deur hierdie metafoor verduidelik word. So met ander woorde, die metafoor is nie 'n fisiese identiteit nie. Indien ek sou sê dat 'n persoon 'n slang is, sê ek nie dat hy skippe het en op die grond seil nie. Ek gebruik die beeldspraak van die slang om iets oor hierdie persoon se misleidende karakter of sy skelm karakter te kommunikeer. So net so wanneer Paulus aan die Korintiërs sê dat hulle 'n reine maagd is wat aan een man Christus verloof en verbind is, gebruik hy hierdie frase metafories om te beklemtoon dat hy hulle deur leerstelling of deur verbintenis rein aan Christus wil stel. Hy sê nie dat hulle 'n bruid is wat wag op 'n huwelik met Christus en Christus hulle bruidegom is nie, maar dat hulle leerstellig rein verbind is in die liggaam aan Christus. Net so as ek iemand 'n leeu sou noem, impliseer dit nie dat hy 'n pels het en slagtande nie, maar dit sê iets van sy vrymoedigheid. Paulus se gebruik van hierdie huwelikstaal is illustratief en dit koppel geen definisie fisies aan hierdie verbintenis tussen heiden en Christus nie. Inteendeel, reg deur die skrif word Israel en hulle land, ons het dit nou gelees in Jesaja 64, word Israel en hulle land geïdentifiseer as 'n bruid wat op 'n huwelik wag, toekomstig. Met Israel beskryf God sy verbondsverhouding as 'n huwelik. In Jeremia 31 vers 32 sê hy, ek was vir hulle 'n man. Hulle het weggehoreer, hulle was ontrou aan my. Maar ek gaan hulle nie skei nie, want ek was hulle man. En ek wil hulle terug hê. In Jesaja 54 vers 5 sê hy, jou maker is jou man. 'n huweliks verbondsverhouding. In Hosea 2 vers 19 sê hy, ek sal jou vir ewig met my verloof. Met dit in gedagte, in Openbaring 21 vers 9, word vir ons gesê, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. So dit wil tog lyk asof die kerk dan nie die liggaam en die bruid kan wees nie, maar dat die stad versier is soos 'n bruid en dat die bruid Israel is, waaraan God hom weer herverbind, omdat hy aan hulle verbind was en hulle hom verwerp het. Nou wat dan van Efesiërs 5? Sou u vra. Efesiërs 5 vers 22 tot 33 is een van die mees aangehaalde gedeeltes ter verdediging van die kerk as bruid van Christus. Maar weer, as ons noukeurig lees, sal ons sien dat Paulus se huweliksmetafoor is iets baie dieper illustreer.
Ons is reeds in 'n bestaande eenheid met Christus. Die hoof, hy Christus, ons die liggaam. Want in Efesiërs 5 vers 30 sê, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Paulus sê daarom nie dat die kerk wag om as bruid met Christus verenig te word nie. Hy sê ons is reeds as liggaam met hom verenig. Die groot geheimenis van Efesiërs 5 vers 32 is nie Christus en sy bruid nie. Dis Christus en die kerk, die liggaam wat reeds een is. Die huweliksanalogie dien om te leer oor die huidige eenheid en liefde wat daar tussen Christus en sy liggaam moet wees, die eenheid en die liefde, en nie 'n toekomstige huweliksstatus nie. Want eintlik dwarsteer Paulus se briewe word die kerk konsekwent na verwys as die liggaam van Christus, nie die bruid nie. Want 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is nou die liggaam van Christus. Romeine 12 vers 5 sê, ons is een liggaam in Christus. Efesiërs 2 vers 16 sê, sodat hy albei in een liggaam met God kan versoen deur die kruis. Hy praat van Jood en heiden wat nou deel word as mede-erfgename van Christus. Dis baie duidelik nie 'n toekomstige verwagting nie. Dis 'n huidige realiteit. Die idee van 'n bruid wat wag vir 'n toekomstige troue pas dan nie by die taal wat Paulus gebruik om ons voltooide geestelike vereniging as liggaam te beskryf. Die bruid wag nie om saamgevoeg te word. Die liggaam is reeds saamgevoeg, anderster kan dit nie 'n liggaam wees nie. Kom ons kyk na die bruid en die liggaam reg verstaan en reg onderskei in die skrif. Wanneer ons 2 Timoteus 2 vers 15 die woord van die waarheid reg sny, sien ons duidelik dat Israel die bruid is in profesie. Dat die kerk die liggaam is in die verborgenheid, in die tyd, die dispensasie van genade wat aan Paulus openbaar is. Om hierdie twee programme, Israel as die profetiese bruid en die kerk as die liggaam te verwar, lei tot leerstellige verwarring, veral in gebiede soos eindtyd profesie. Ek is oortuig, en u kan dit sien, dat na Openbaring 4, 'n tipe van die wegraping waar Johannes na die hemel opgeroep is en hy die gebeure in die hemel sien, 4 en 5, die kerk nie in Openbaring iewester, soos die Engels sê, feature nie. En die kerk is nie Openbaring se bruilofsfees nie, hulle is nie daar nie, want hulle is die liggaam. En Paulus noem ons nooit die bruid nie. In plaas daarvan beskryf hy ons konsekwent as in Christus, volledig in hom, verenig met hom as lede van die liggaam, met hom as die hoof. Kom ons maak 'n gevolgtrekking om duidelik te kry oor die verwarring van die bruid en die liggaam dan. Paulus se gebruik van die huwelikstaal in 2 Korintiërs hoofstuk 11, Efesiërs 5, is bedoel om die loyaliteit en die huidige eenheid tussen in die liggaam en die hoof te leer. En nie om die kerk se identiteit as bruid te vestig nie. Die metafoor dien as 'n doel, of het 'n doel ook. Hulle roep hierdie kragtige beelde op om ons te help om die geestelike waarhede van hierdie verbintenis soos in 'n huwelik te verstaan en te begryp.
maar hulle is nie bedoel om duidelike leerstellige leringe te vestig en dit te ignoreer nie. Hy wil nie hê dat die metafoor ons verwar dat ons nou of liggaam of bruid is nie. Die metafoor se doel is om hierdie leerstellige leringe nie te verwerp en te ignoreer. Dis nie die doel van die metafoor. Soos ons gesê het, as ons iemand 'n slang noem, ons iets oor die gedrag van die persoon openbaar en nie sy biologiese samestelling. Net so openbaar Paulus se huweliksmetafoor iets oor die getrouheid en die eenheid van die kerk en nie die kerk se posisie in God se profetiese tydlyn. Die liggaam van Christus wag nie om getrou te word nie of getrou te wees nie. Ons is reeds een met Christus deur genade, deur die geloof as 'n liggaam. En ek hoop dat hierdie vir jou sal 'n aptydwekker wees. Ek sê weer dat ek self nog die ding wil verder navors en uitbrei. Maar die gedagte of die verwarring dan tussen bruid en liggaam, dat dit duidelik lyk asof die bruid Israel in gedagte het in die eindtyd en dat die kerk die liggaam is wat saam met Christus kom, ons hom eintlik verteenwoordig, as ek dit so kan sê. Saam met hom ons in Christus kan kom, om nie die aardse koninkryk te beleef nie, maar dat ons reeds in ons hemelse heerlikheid met hierdie onverganklike liggame, verheerlikte liggame kan leef. Ek hoop dat hierdie woord vir jou tot seën sal wees.